Goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, die 4de November 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En vanoggend krap ek kop oor wat kan ek sê? Want dit maak nie saak waar ek kyk, waar ek soek, wat ek uitgrawe nie, dit is net 'n storie van agteruitgang, verval, vernietiging, wreedheid en dan bakke aan staan wanneer daar niks meer oor is nie. Maar die vraag wat daarmee saamgaan vir my is, op watter stadium gaan die res van ons mense se oë oopgaan? Wat ek sit nou weer eens, en ek luister na 'n paar opmerkings van mense oor die naweek, en hoeveel mense hulle kritiek uitspreek oor wat gesê word, waaroor ek praat, waaroor ek waarsku, en waarheen ek met SBB op pad is. Maar dis nie meer net kritiek nie, dis asof dit oorgaan amper in 'n soort van 'n haat. Hoe durf julle 'n plan hê? Hoe durf julle voorberei? Hoe durf mense by julle aansluit? En dit laat my absoluut verstom staan dat sulke goed nog kan gebeur terwyl alles rondom ons besig is om in mekaar te stort. Ons kyk na die Fish River Resort wat geplunder is in sy kanon in. Maar kom ons begin voor met die storie. Hierdie Fish River Lodge, die Visrivier Lodge, was deel van 'n grondeis waar 'n gemeenskap geëis het dat hulle dit wil bedryf tot voordeel van die gemeenskap. Die regering het toe hierdie lodge gekoop vir R75 miljoen en dit moet groot fanfare aan die gemeenskap oorhandig. Die eerste tekens van agteruitgang was dat die greens en die golfbaan se groenigheid begin verdwyn. Daar's nie meer besproeiing, onderhoud nie. Die swembad wat groen raak, verkleur, kamers wat nie onderhou word nie, en net 'n algemene agteruitgang tot op 'n punt waar iemand besluit, maar weet jy wat, ons gaan baie meer geld maak as ons hierdie plek plunder en afbreek, totdat daar niks is nie. Kom ons vat wat ons kan verkoop. Want ergens is daar 'n dom wit ou wat weer sy geld gee om hierdie plek te herbou. So kom ons steel, breek af, vat wat ons kan kry en kry 'n domme om dit oor te bou. Om weer geld daarin te steek. Om weer 10 jaar down the line dit te verloor. En ons sien nou dat hierdie plunderaars wat daar ingevaar het, letterlik alles gesteel daar. Ek sien dis die Prudo community wat hierdie stelsel besteel het, TV's gesteel, computers, beddens, vrieskaste, hulle tot die voertuie wat aan hierdie hotel behoort, hierdie resort behoort, het hulle geplunder en uitmekaar uitgehaal vir pagte. Die vraag is, hoe vat jy 'n volle funksionerende en suksesvolle resort, jy gee dit aan 'n gemeenskap ongekwalifiseerde mense en dan hoop jy dat hulle sukses daarvan gaan maak. In die afgelope maand, kom ons sê maand, 3 weke, 2 weke, het dit baie duidelik na vore gekom dat swart besighede beswaarlik suksesvol kan funksioneer sonder een of ander vorm van blanke leiding. Want ons is leiers. Ons verstaan hoe om dit te doen. Maar dat sal nooit erkenning kom daarvoor nie. Inteendeel,
moet die blanke uitgestoot word deur die rassistiese BEE wetgewings van die regering, maar die gevolge is rampspoedig vir die hele Suid-Afrika, wat 'n mens by die punt bring dat dit nie gaan oor die welstand en vooruitgang van Suid-Afrika nie, maar dat die volle fokus tans is om dit wat daar geskep was deur kolonialiste en deur die apartheidsregering, dat dit totaal en al vernietig moet word. En dan gaan daar 'n wonderwerk gebeur en goed staan net op. Ek sien byvoorbeeld 'n baie interessante ding, die Newcastle smeltery wat nou toegemaak is van ArcelorMittal. En nou het die Chinese splinternuwe smelter daar gebou. Is ArcelorMittal dan gedwing om op die een of ander wyse om hulle smeltery toe te maak, sodat dit 'n geleentheid gee vir die Chinese om van die kant af in te kom? Ek weet nie, maar iets lyk verdag oor dit wat in Suid-Afrika aangaan. En dan is dit dan so ook dat die buiteland toenemend begin besef, die wêreld begin besef, dat Suid-Afrika op 'n pad van kollaps is, op 'n pad van 'n ineenstorting is. When the world sounds the alarm, South Africa's collapse is no longer a secret. You know your country is terminal crisis when even the infographics show. A global channel better known for covering world wars, nuclear threats, geopolitical instability, decides to dedicate a full-length exposure of your nation's downfall. En julle kan die video gaan kyk. Ek wil dit nie hier opsit vir julle om te kyk nie, want YouTube gaan hom afgooi, want daar is 'n kopiereg op. So, die video se titel is South Africa on the brink of collapse, and here's why. Ek dink mense moet moeite doen om navorsing te doen en te gaan kyk na hierdie tipe video's, sodat daar 'n breër kennis geneem kan word oor wat werklik in Suid-Afrika aan die gang is. En as jou huis baie mooi lyk, want jy het hom goed opgepas, dan is dit daar omdat jy dit gedoen het. Nie omdat iemand anders dit gedoen het nie. Ons kyk na toenemende infrastruktuur, riolering, kollaps. Ek dink op Karteblaans was daar weer 'n inset oor rou riool wat in die riviere inloop, waaroor daar net meer geen beheer staan nie, maar ook nie 'n wil is om dit reg te maak nie. Intussen het Suid-Afrika voorverlede jaar 'n regering van nasionale eenheid gekry, ja, verlede jaar. En nou vir die eerste keer was daar in die geheim samesprekings gevoer tussen hierdie 10 partye wat deel uitmaak van die regering van nasionale eenheid. En as ek na hierdie foto van hulle kyk, dan vermoed ek die ou hier in die middel is Cyril Ramaphosa. En dit is omtrent al wat ek herken. Want die ander lyk vir my 'n beld presies dieselfde. Ja, hier's nou wites en swartes, maar hulle vermoëns lyk vir my presies dieselfde. Nie asof daar 'n verbetering gaan kom nie. Tog sê hulle, nou is hulle vasberade om die regering te laat werk. Na 30 jaar van mislukkings gaan hulle dit nou skielik laat werk. Dit gaan nie gebeur nie. Net soos wat ons hierdie kollaps in Suid-Afrika nie gaan stop nie. Ons moet inderdaad begin voorberei vir wanneer daar niks meer is nie. En dan is daar die kritiek, soos ek begin het vroeër vandag oor gepraat het. Maar dit is nie asof die wat kritiek lewer is met beter voorstelle voor 'n dag kan kom nie. Gister het ek
'n buitelander of twee deur ons kantore geneem en deur ons logistieke hub en deur ons inligtingshub, die kommunikasiesentrum geneem. En hulle kon nie glo wat SBB al hier tot stand gebring het nie. Ter voorbereiding vir dit wat gaan kom nie, om die vermoë hê om landwyd te kan kommunikeer. 'n Radiostasie wat kan uitsaai en nuus kan verskelf wanneer daar niks anders is nie. 'n Oproepsentrum. Ons aanlyn winkel, om dit so uit te druk, is deurlopend word dit deurgetrap deur besoekers wat inkom en kom hemde koop, pette koop. Maar daar's een ding wat uitstaan en dit is daai geweldige gevoel daaraan om aan iets te behoort. 'n goed georganiseerde groepering wat 'n doel voor oë het, en dit is om eerstens ons mense te laat oorleef en dan nuut te kan begin. En ek sê altyd, laat hulle alles vernietig wat hulle kan. Ons sal dit wel herbou. Nes ons die verlede herbou het, sal ons dit weer doen, want ons kan. Dis nie in ons gene om daai visrivier resort of lodge af te breek nie. Dis in ons gene om dit te bou en selfs uit te brei en te verbeter. Eienaarskap, wanneer dit verwissel, sal jy verbetering sien, nuwe idees wat posvat. Dit sal mooier op meer goed wat aangebied word. Maar die oomblik wat dit aan die gemeenskap oorhandig is, wat gebeur? Dit word geplunder en afgebreek tot niks. Dit gebeur met alles en oral in die land. En wanneer gaan ons mense besef dat daar nie 'n omdraai kans is nie? En die beste van alles is mense, jy hoef mos nie van my te hou om deel te wees van hierdie reddingsaksie, hierdie rampbestuur wat ons sien kom, hierdie ramp wat aan die pad is na ons toe, om dit effektief te kan bestuur, hoef jy mos nou nie te hou van die mense nie, hou van die idee, hou van die plan, want jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou familie en die mense rondom jou. So jy moet inkom, deel raak van die groter laag. Want klein enkel groeperingkies gaan nie werk nie. Dit gaan nie staande bly nie. Want wanneer hierdie plundery die punt bereik het waar daar niks meer is nie, gaan hulle niks ontsien om by jou uit te kom nie. En dit is die groot waarskuwing. Geniet vanoggend julle kondensmelk koffie. Ek is môreoggend eerste ding weer terug by julle. Mooi loop, lekker dag.